Prys sy lieflike, wonderlike en heilige naam. Hoe groot is hy? Hoe groot is hy? Hy bly die Alfa, hy bly die Omega, hy bly die begin en hy bly die einde. Dis lang naweek en jou wat het verskoningkies gemaak, ander is siek, ons bid vir hulle almal, te herstel en ook weer veilig terug te kom. Maar kosbaar en uniek en lekker om ou Giel te sien met sy verrassing ook hier vanmôre. So baie lekker. En dan elkeen wat hier is, ek waardeer u en daarom gaan ek u vanmôre die ewige Vaderhart guns. Die ewige Vaderhart gees. Dit wat ek nie eens kan aandink u nodig het nie, laat hy dit vir u in 'n oorvloed gee. Want hy is by magte en hy is in staat om te doen ver bo alles wat ek en jy kan aandink. Halleluja. En dan die kosbare is, voordat jy gevra het, weet ek. Voordat jy gevra het, weet ek wat jy nodig het. Ek glo vanmôre en heel moontlik bedien ek vanmôre in 'n totaal ander lyn of vlak waarin u my gewoontes bedien. Maar aan die ander kant weet u dat ek kan ongelukkig wanneer ek hier staan net sê wat ek by hom gehoor het. Deur die jare heen het ek toegelaat dat sy ruach my lei en ek nie deur myself gelei word of kerk of omstandighede nie, maar nog altyd net toegelaat dat hy my lei, want dis my hart, om sy hart te hoor. En ek gaan 'n baie bekende gedeelte lees uit die Ou Testament vanmôre. En ek vra sy gees om sy woord vanmôre met u en my elkeen bonatuurlik dunamis te versoen. Sodat elkeen vanmôre die Vader uit die hemel sy stem in jou eie hart sal hoor. Nie die koekoetser nie, maar jou skepper, jou saligmaker, ook jou komende koning. Prys hom. Ek lees vir u vanuit Jeremia, gesê vanaf verse 1, maar ek dink hulle moet sommer dadelik aanskryf die eerste 2 verse of 3 verse, verduidelik maar net waar Jeremia vandaan afkom, sy familie ensovoorts. Begin ons sommer dadelik by vers 4. So then the word of Yahweh came unto me. Wil jy iemand mooi luister, hy sê, en so die woord van Yahweh dan tot my gekom. Wie verlang die woord wat tot jou kom vanmôre? Loof hom vir my broer en vir my suster se aanraking, maar ek het vanmôre nodig dat iemand my, want niemand ken my situasie beter dan u nie. Niemand ken my kinderjare, niemand ken my lewe, en dan in besonder, niemand ken my hart so goed soos u nie. En baie kere weet ek nie hoe om myself eers uit te druk nie, maar omdat u die alwetende is, kan u vir my sê. En omdat u vir my kan sê, kan u vanmôre ook vir my die oplossing gee. Wie glo hom vanmôre vir 'n oplossing in jou as individu self, persoonlik? Ek herhaal, die woord van Jahwe het dan tot my gekom en gesê, hy praat nou met my, nou hoor nou hierdie stelling wat hy maak, voordat ek, dis Jahwe, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Met ander woorde, wil u almal nou mooi luister wat word hier gesê. Dit beteken, voordat jy nog van jouself geweet het,
al wie jy is. Toe weet ek al wat jy is. Want dan moet jy mooi verstaan. Dit wat ek van jou geweet het en wat van jou geweet het, dis wat ek wil hê jy moet wees. Voordat jy in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Dit beteken, ek het jou afgesonder. Ek het jou 'n roeping van my eie. Ek het jou 'n begeerte van my eie gehad, jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe sê ek, dis nou Jeremia, hy hoor die stem. In ons geval, hy hoor die woord. Hy hoor 'n preek. Hy hoor 'n inspraak. En hy hoor hierdie goed en is van wow. Toe sê, ag Jaffa, voorwaar, ek kan nie praat nie. Nou moet julle mooi luister. Want ek is jong. Menslik gesproke, al julle jongelinge, luister mooi, die woord kom direk na julle. En dan almal wat nog in die gees jonk is. Halleluja. So kom die woord ook vanmôre na ieder en na elkeen van julle. Ek glo nie, met respek nou, is enigeen byvoorbeeld hier in die vergadering wat in die gees al oud is nie. Met ander woorde, terwyl ons dan jonk is, beteken dit ons kort nog sekere ondervindings en ons kort nog sekere bekwaamhede. Ons het net nie alreeds alles nie. Ek kan nie praat nie, want ek is jong. Maar Jaffa het vir my gesê, jy moet nou mooi luister, Jeremia verduidelik nie 'n direkte ding nie, hy verduidelik sy ondervinding. Dit wat met hom gebeur het. Met ander woorde, hy gee hierdie deur as 'n lewendige getuienis. Ek is die getuienis. Dit het, en so het dit met my gebeur. Moenie sê, maar ek het gesê, skus, ek kan nie praat nie want ek is jong. Maar Jaffa het vir my gesê, moenie sê ek is jong nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. Met ander woorde, moenie jy vir my iets sê wat ek nie weet nie. Los my uit. Ek God weet wat ek doen. En nou wil ek gou dit sê. Nog nooit in die geskiedenis, reg deur die Bybel, het God die high and mighty gesoek nie. En die populêre gesoek. En die hoogs bekwame gesoek nie. Hy soek die wat nederig van hart is. En dan in besonder by groot werke, het hy die gevat wat die minste belangrik was. Waarom? Want hy deel sy eer met niemand nie. Terwyls roep hy uit, dat die klein kindertjies, die grootste in sy koninkryk is. Dit beteken, hy kan eintlik dan met hulle die meeste doen. Want ek en jy wat al groot geword het te veel 'n denke en 'n oortuiging van ons eie. En te veel hou ons vas aan verlede ondervindings. Maar die kleintjie is net bewus. Ek het hier aangekom. En hoor nou mooi, en dis
as ek sê, nee, dan bring my ma Titi. As ek bietjie moan, dan gee hulle. Grootste in die koninkryk. Is dit nie kosbaar? Is dit nie mooi? Kos lees verder. Moenie sê ek sonk nie, want wie nou ek jou stuur, moet jy gaan, en wat ek ook al jou beveel, moet jy spreek. Ek gaan al die versies leeg, 19 versies, want ek neem die hele impak kry. Wees vir hulle nie bevrees nie, want ek is met jou. Om jou te red, spreek Jaffa. Met ander woorde, jy gaan in 'n situasie kom, waar jy redding nodig het. Maar ek is met jou. Te veel wil die vyand, wanneer jy in 'n negatiewe situasie val, wil die vyand vir jou sê, God is nie by jou nie. Of God hoor jou nie meer nie. Maar luister mooi, reeds kom jy in situasies. En mag ek het so sê, reeds laat God toe, dat ek en jy in sekere situasies inkom. Waarom? Want hy wil sy getrouheid. En dan wil hy ook sy krag aan die vyand, wat begeer om jou soos koring te sif, is dit die Vader hart, om jou vyand te wys, sy is myne, en behoort aan my. Daarom is so 'n paar weke terug, of al 2 maande terug, het ek u bedien, die vreugde, wat my in jou voorgehou word, dit motiveer my, om aan hom getrou te bly. Want daar is 'n vreugde, maak nie saak, al gaan ek in 'n dal van doodskade weer, geen onheil vrees nie. Waarom nie? Want hy is by my, hy is met my, en hy dra vir my bonatuurlik gunsvol deur. Toe het Jaffa sy hand uitgestrek, hoor nou hier, en my mond aangeroer. Is 'n situasie, hy kry woord, en dan redeneer hy oor hierdie woord, maar in opregtheid. En hy praat nie terug, hy stel net sy saak. En nou wat Jaffa vir hom terug sê, maak Jaffa sy hart ook oop, om sy lippe, sy mond, aan te roer. En Jaffa het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Halleluja, is dit nie kosbaar nie? Kyk, ek stel jou vandag aan, jy moet mooi luister, ek stel jou vandag aan oor die nasies, oor die koninkryke, om uit te ruk, om te gooi, en te vernietig, en te verwoes, om op te bou en te plant. Onthou nou, hy het gesê hy was jonk, maar vorentoe, of iewers, salf ek jou, seën ek jou, bekwam ek jou. En hierdie vat Nico Koetser terug in sy kinderjare. Ook as kind groot dienste gesit, groot godsmanne gesien het, sonder dat ek 'n idee gehad het, ek gaan eendag ook staan, en ook preek, en ook vir hom en tot hom wees. Wil ek vir elkeen van u vanmôre bemoedig, dit maak nie saak wanneer in jou lippe salf nie. Wees gereed vir jou lippe om gesalf te word. Wees altyd om gehoorsaam, wees om altyd getrou. Vers 10. Kyk, vers 11.
verder in die woord van Jaffa tot my gekom en gesê, wat sien jy? Jeremia, en ek antwoord, ek sien 'n amandeltak. Toe sê Jaffa vir my, jy het goed gesien. Met ander woorde, as gevolg van Jeremia se onderwerping, toelating van Jaffa se woord, die aanraking, toets Jaffa hom nou. Wat sien jy? Want as ek met jou gepraat het, en ek het jou aangeraak, moet daar 'n roering in jou binneste wees. Jy kan nou nie sê, nee, jy weet nog nie, jy is dan al hoe lang by my? Hoe lang het ek jou al aangeraak? En hier antwoord hy sien 'n amandeltak, en hier kry hy krediet. Jy het goed gesien. Hoor nou mooi. Jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te vol. Wat 'n waarheid. Dit wat ek gesê het ek gaan doen, dit gaan ek doen. En hier is jy, Jeremia, besig om getuienis daaraan te gee. Want wat jy sien, is reg. En die woord van Jaffa het vir 'n tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot, wat van die noorde afkyk. Toe sê Jaffa vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor die inwoners van hierdie land. Want kyk, ek roep al die geslagte, Jaffa, ek roep al die geslagte van die koninkryk van die noorde, spreek Jaffa, en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem, en teen al sy mure rondom, en teen al die stede van Juda. As ek net vinnige woorde sê, hierdie verse preek op sy eie, dit beteken nie kom 'n reuse aanslag teen die kerk. In hierdie geval. Wat gaan alles gebeur? En ek sal my oordeele oor hulle spreek. Weer een is 'n bewys, hy is in beheer van alles. En pastoor Piet, hierdie moet ons onthou by die intersessie. Ons bid, en ons pleit, maar met die wete, hy is in beheer van alles. Maar as hy kan hoor, ek en jy sien, en ek en jy spreek, dan gee hy my en jou 'n openbaring daarin. Hy gee my en jou 'n insig daarin. En hy bring my en jou 'n goddelike kalmte. Hy bring my en jou goddelike vreugde, sodat ek en jy kan weet, ons hoef nie benoud te wees nie, maar ons kan hierdie vrede hê. Hy is in beheer van alles. Wees al die boosheid, dat hulle my verlaat het, en die ander gode laat rook opgaan het, en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Jy dan, om God jou jippe, en maak jou klaar, en sê aan hulle alles wat ek jou sal beveel. Wees nie vir hulle verskrik nie. Hoor nou mooi, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Wow. Gee jou inspraak gee, wil jou wysheid gee, sodat al hoor jy wat gaan gebeur, en al kry jy wat se nuus, sodat jy nie bang sal wees, nie benoud of klein gelowig sal raak nie, maar sal weet op grond van sy woord, wat hy wakker is om te volbring, gaan hy my nie los nie. Hy gaan my nie verderwing laat sien nie, maar hy gaan vir my oorwinning gee, en hy gaan vir my deurdra. Vers 18, want kyk, ek maak jou vandag
oorwin nie. Hierdie vers 18 tesame met vers 15 spreek van verskriklike, en ons gaan nou nie vanmôre so toe die inspraak van valsheid in die kerk. O, hoe God die man en die vrou wat waarheid sal bly lief hê en nie val vir die massas nie. Nie val vir die prominensie in die mode van die kerk nie. Maar sal die waarheid lief hê, so een te salf en te seën, om te midde van alle valshede en aanslae, hulle suiwer te hou, hulle rein te hou, en hulle reg te hou. Wat 'n groot waarheid. Want ek is met jou, spreek Jahwe, om jou uit te red. Hier is 'n baie sensitiewe, en soos ek nou net bietjie hier en daar genoem het, dek verskeie geestelike velde, soveel baie kan hier vir pastore en vir leiers en vir gemeente wat graag in die waarheid wil glo en wil bly, kursusse op kursusse gegee kan word net uit hierdie hoofstuk. Ek wil my vanmôre bepaal by wat hy in my hart vir u en my as volk duidelik gemaak het. Dis so, ja, die lewe self, en ja, die seisoene van die lewe, en ja, alle omstandighede en alle ervarings van die lewe sê so baie. En al hierdie goed kan so baie sê. Maar wat die belangrikste is, wat sê Jahwe? Want u sien, 'n kind, 'n babatjie word gebore in die huis. En soos die babatjie bietjie groter word, is hy onder, as ek dit so kan sê, die druk van die huis. Die karakter van die huis. Die voorspoed van die huis. En soos hierdie kindjie groot word, hou hy dop die lewe wat hulle lewe en wat hulle gegee word om te lewe. En dan vorm hierdie kind 'n opinie en 'n oortuiging daaroor. En verder hou hierdie kind dan dop hoe my pa en ma lewe. En wat sê my pa en ma vir mekaar? Dit gee hierdie kind dan 'n oortuiging, wat is 'n man? Wat is 'n vrou? Hoe moet 'n man wees? En hoe moet 'n vrou wees? En as ek dan kyk hoe lief hulle vir mekaar is en hoe hulle mekaar behandel, dan kry ek al 'n idee, as ek ook eendag gaan trou, gaan die huwelik dit wees. En by al hierdie goed kom dan die besluit, wil ek of wil ek nie? Wil ek groter word of wil ek nie? Ja, wil ek eendag gaan trou of wil ek nie? En soos die lewe aangaan en daar word gesien in die huis waar die lewe gehanteer, en wat is pa en ma se verhouding teenoor God, hulle geloof teenoor God en hoe hulle optree teenoor God, vorm daai kind 'n besluit. Vorm daai kind 'n opinie. En kry daai kind 'n lewe, en nou moet ek vir julle sê, hierdie omstandighede vorm daai kind se besluite, se begeertes, se verlangens en sy opinies oor wat is die lewe. En soos hierdie kind groter word en nou naderhand in die lewe as tiener of jong mens self besluite moet begin neem, kom hierdie kind agter dat hierdie omstandighede in my eie lewe, wat nou na myself toe kom, bring in my ook 'n oortuiging. En nou vorm die kind 'n besluit daartoe. Hoor mooi.
En terwyl God ons elkeen die krag van keuse gegee het, besluit ek en jy self. Ek is die middelkind van 5 kinders in 'n huis. Ons het al 5 in dieselfde huis groot geword, maar baie gou het ek as laerskoolkind sommer al klaar sekere besluite oor my lewe, sowel as my geestelike lewe en my fisiese lewe as laerskoolkind, het ek klaar gemaak en ek het toegelaat dat net dit my lei. Maar hoe dit ook al sy, die vyand, omdat hy weet ek en jy die krag van keuse, is hy soveel meer by die jonges om hulle hierdie krag van keuse verkeerd te laat maak. En dan die verlede, die pa ma omstandighede skuld te gee vir die keuses. En dan toe te laat, hoor nou mooi, nie net gee hulle die skuld nie, maar hulle laat toe dat hulle lewe nou 'n ander lewe word. 'n ander lewe as wat God vir hulle gehad het voor hulle geboorte. Met ander woorde, hulle beweeg weg met hulle besluite. Normaalweg is dit altyd die vyand se inspraak om wanneer daar teleurstellings kom, die kind 'n negatiewe besluit te maak sodat rebellie moet manifesteer. Terwyl God dan eintlik die verlang het, skuil by my, vertoef by my. Ek is die God wat nie teleurstel nie, maar laat tieners toe, laat die vyand verkeerde goed deurbring. So word ons groter, en dan kom er nog meer teleurstellings, want hoe langer ons lewe, en hoe groot ons lewe, waarom? Want die woord sê, hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Is 'n bose wêreld. En heiliglik, wow, is dinge so, jy kan basies iemand vertrou nie. En mag ek dit nou sê, vandat AI uit is, kan jy nie eens die media meer vertrou nie. Want is die een lieg op die ander lieg. As jy daarna kyk, gaan die een dood, en daai skande, maar as jy bietjie navorsing doen, dan kom jy agter, daar is niks daarmee nie. Dis die een lieg op die ander. Met ander woorde, hoe langer die lewe gaan, hoe groter die skokke van teleurstellings. En nou moet jy mooi luister. Hierdie teleurstellings maak negatiewe invloed op die mens. En dan moet jy mooi luister. En dit laat toe dat die mens verkeerde besluite neem. En daardie verkeerde besluite verander jou temperament. Verander jou IQ. Verander jou gesindhede. Hoor nou mooi. En dan voor jy kom jouself kry, kom jy agter, ek is nou 'n mens, en ek doen nou dinge wat ek eintlik nooit sou wou gedoen het nie. Want ek het hierdie seer, hierdie teleurstelling van mense. En dis ongelukkig, so weet jy wat, omstandighede maak nie mense as sulks negatief nie, maar mense se teleurstellings en sogenaamd God teleurstellings maak mense negatief en beïnvloed my. En daar laat hulle toe dat 'n verkeerde gesindheid van hulle besit neem. Daar laat hulle toe, nou moet jy mooi luister, dat dit hulle menswees verander. Van daai omstandigheid het 'n inspraak op die karakter, 'n inspraak op die gesindheid, 'n inspraak op die hele mensdom homself.
besluite wat jy geneem het, deurgedra. Ek jou God, het jou deurgedra. Want jy sien, hy ken jou verlede. Hoor mooi, hy weet wat het ek en jy deurgegaan. Hy ken al my en jou teleurstellings. Hy weet ook waar ek en jy verkeerde besluite geneem. Hy weet wat se gesindhede het ons toegelaat, wat ons nooit moes toegelaat het, en ook ken hy die impak daarvan. En weet hy, daardie besluite wat jy toegelaat het, het jou van my roeping weggevat. Hy ken die geestelike impak. Dat hy geestelike impak het jou weggevat van geestelike groei. Hy ken, hy weet al hierdie goed. Maar nog steeds het hy sy hand van genade, het hy sy hand van liefde nog steeds uitgestrek. En nog steeds gaan het vanmôre nie oor wat my verlede sê nie. En dan baie sensitief, gaan het ook nie oor my besluite wat ek verkeerd gemaak het nie. Die belangrikste wat saak maak vanmôre, wat sê God? Wat is God se besluit? Want, luister mooi, jy moet hierdie ding hoor. Kom wat wil, sy wil gaan geskied. Hy is die Alfa. Hy is die Omega. En luister mooi, hy die prys ten volle betaal. Net hy die mag. Net hy die gesag. En niemand anders nie. En dan moet ek vanmôre sê hy ook deurgedra. Ek jou skepper. As ek enigstens my rug op jou moes gedraai het, toe jy verkeerde keuse gemaak het, toe jy verkeerde gesindheid toegelaat het, en luister mooi, toe jy as 'n ware jou gees weggedraai het van my gees, en jou lewe in 'n rigting gestuur het weg van my rigting vir jou, nogtans het ek jou vasgehou. Nogtans het ek jou bewaar. Nogtans het ek jou genade, en dat ek vanmôre dit so stel, die feit dat jy hier sit, is 'n lewendige getuie in die hele geesteswêreld. Satan, al jou leenvoorstelle, al jou leenbesluite, het nie gesurvive nie, maar sy liefde het gesurvive, sy genade het gesurvive, sy barmhartigheid het gesurvive, en ek weet, maar deurgedra. En hoor nou vanmôre, net so ietsie ekstra, ek gee vir jou moed vanmôre, kom môre, en kom oormôre, en ek gee nie om hoe die hel jou druk, en hoe omstandighede jou gaan vertrap nie. Daar's 'n skepper God, wat 'n besluit gemaak het, daar's 'n skepper God, wat jou geken het, voordat jy geformeer was, en hy het gebesluit, en vir die geringste wat hy vanmôre gaan toelaat, dat die Satan nie langer vir jou raad gee nie langer jou negatief maak, nie langer jou depressief maak nie, maar hoe gouer jy gaan oorgee aan sy insprake. Wie hoor vanmôre? Ek gaan gou terug. Ek dink aan die apostel Paulus. Word groot in 'n godsdienstige huis, so called. En hierdie godsdienstige huis druk hom in 'n vorm. En hy hou dit vas. Hy vat dit. En hierdie godsdienstigste vorm het hom geleer, maak Jahshua se volgelinge dood. Vervolg die kerk van Jahshua. En vir 80 jaar maak hy hulle dood. Vir 80 jaar vervolg, want sy omstandighede, die huis waarin hy groot geword het hom geformeer. En hy daaraan oorgegee, tot op 'n dag
kry 'n ontmoeting met hom wat hy vervolg. En in daai ontmoeting, 2 Tessalonisense sê hy, vir die eerste keer besef hy, dat hierdie skepper God, het my nog van die begin af net gebemin. Alhoewel ek hoe fout gemaak het, alhoewel ek hom hoe teleurgestel het, alhoewel ek verkeerde besluite geneem het, alhoewel ek 'n ander karakter toegelaat het, het hy my bemin vir 80 jaar. Oh, halleluja. En hy buig en hy gee oor en ek weet, hier skryf hy 2/3 van my en jou Nuwe Testamentiese Bybel. Op 80. Net omdat hy erken. Luister maar, die vermoë. Ek spreek myself vry van my verlede. En ek gee my dan nou oor aan sy liefde, aan sy genade, aan sy guns. As hy my verlede dan wil wegwas, as hy my kan verdra, as hy my kan deurdra, terwyl ek verkeerde goed in my lewe toegelaat het, deur verkeerde besluite, deur leerstellings van mense, van kerk of wat ook al, en hy stel nog in my belang, dan gaan ek oorgee, nie my wil, maar sy wil alleen, sy plan, sy guns, sy barmhartigheid, vir hom, nou kom hy met Jeremia, en dis hoekom ek het so mooi van u gelees het, nou praat hy met Jeremia, en hy deel met Jeremia, en weet jy wat was die geheim van Jeremia? Omdat hy oop en eerlik met Jahwe was. Hy het niks verskonings gesoek nie. Hy het net gesê, ek is jonk, en vir daai rede kan ek nog, en nou dit sê vir my, dat die kultuur waarin hy groot geword het, is amper die kultuur waarin ek groot geword het, kinders word gesien en nie gehoor nie. Luister mooi, as die groot mense kom kuier, mag jy net inkom sê, hallo oom, hallo tannie en tata. So het ons groot geword. En nou sê hy, ek is jong, kan nie praat nie. Dit beteken nie, hy sê, ek is 'n hakkelaar of ek het nie woorde nie, of ek het nie, nee, ek kan nie praat nie. Hier is 'n dominansie. En Jahwe sê, stop het. Halleluja. Ek bring vanmôre 'n einde. Wie hoor die woord? Ek bring 'n einde aan jou verlede. Ek bring 'n einde aan jou sere. Ek bring 'n einde aan al jou teleurstellings. En as jy vanmôre kan hoor, dis ek wat na jou toe uitreik, want ek ken jou verlede, ek ken die pes, ek ken die hel, ek ken jou teleurstellings, ek ken jou bitterheid, ek ken jou veragting, ek weet dit weerskante toe, maar is ek jou God, ek jou skepper, wat vanmôre na jou toe uitreik, en moenie langer sê, jy sê dit of jy sê dat nie, ek roep jou by jou naam, ek roep jou by jou roeping, ek roep jou met my begeerte, ek roep jou met my verlange, en dis nie die einde nie, dis die begin van 'n nuwe guns, en van 'n nuwe jaar. O, wie gee hom net bietjie 'n lofoffer, gee hom net bietjie 'n prysoffer, laat die Satan hoor, laat die Satan hoor, jy glo God vanmôre, bo alle verlede, bo alle teleurstelling. Jy sien, verledes maak my en jou mense wat ons nie wil wees nie. Ek gaan amper so ver om te sê, as ons die eerste 1000 moet vat, of kom ek sê sommer net hier, as ons vanmôre hier moet vat, en ons moet navorsing doen oor verlede, dan gaan ons sommer baie redes skryf, waarom het jy nou so en so opgetree? Dis 'n waarheid.
van die verlede, die omstandighede, die teleurstellings, het jou gees geverkrag om verkeerde besluite te neem. En daarvolgens het baie van ons vertroue in God verloor. 'n vertroue in 'n pa verloor. 'n vertroue in 'n ma verloor. 'n vertroue in 'n verhouding met God verloor. 'n vertroue aan die ander kant, sit baie hier, wat iewers weet, as ek dit dan nooit in my lewe gedoen het nie, dan was ek nie nou in hierdie situasie nie. Of as ek dan nie daai besluit geneem het nie, dan sou ek nou 'n ander mens gewees het. Wow, wat belangrik is, wat sê God vanmôre? Pastoor, weet ek dit? Net die feit dat jy hier sit. Ek herhaal, net die feit dat jy hier sit, sê, ek jou God het jou deurgedra, deur al jou stryd, deur al jou hartseer, deur al jou vernederings, deur al jou pyne. Ek is bewus, maar groter is my roeping, groter is my plan, groter is my heerlikheid vir jou. Wie glo, wie hoor vanmôre, Jeremia, jy is myne en nie die omstandighede se nie. Jy is myne. Hoe meer hy oopmaak, hoe meer hoor hy die stem van Jahwe. Jy sien, hoe meer ons rebels bly, en hoe meer ons die verlede wil blameer, en hoe meer ons mense en omstandighede skuld wil gee, hoe meer preek die Satan vir ons. En hoe verder bly ons van God af weg. Maar hoe meer ek begin breek met die verlede. Hy sê ek's jong, word gesien en nie gehoor nie. Ja, vir sy maar nie so sê. In die volgende oomblik sê ek raak jou lippe aan. Kan ek het vanmôre hier losmaak? Elke wat vanmôre om gaan glo, raak jou lippe vanmôre aan, om na vanmôre nooit weer 'n negatief nie, nooit weer 'n verkeerde nie, nooit weer ander skuld te gee nie, maar vanmôre ongeag almal wat teen jou mure kom, almal wat teen jou mure kom, dat gaan God jou vanmôre 'n oorwinning oorgee, gaan hy jou 'n vrymaking gee, en vanmôre gaan jy hulle oorwin, en hulle orabasarabando, hy breek nou verleres, hy breek nou verleres, hy wys my in die gees, hy breek verleres, en hy gee 'n nuwe toekoms, en daar's niks meer waaroor jy 'n berou of spyt kan hê nie, maar net 'n fokus op die môre, net 'n fokus op die toekoms van jou koning van die konings. Hy salf jou, hy seën jou, en hy bekwaam jou vandag. Sy bekwaamheid. Hoe meer hy ja sê, hoe meer hy hom toelaat, hoe meer kry hy 'n geestelike insig, hoor nou mooi, hoe meer kry hy 'n geestelike bevrugting. Soveel so, die volgende oomblik, vra Jahwe vir hom, nou dat ek jou aangeraak het, nou dat ek vir jou gesê het, jou kultuur van die verlede sê niks. Met respek, luister nou mooi, met respek, hoe jy groot geword het, sê niks. Wat hulle alles in jou gedoen het, sê niks. Wat hulle alles vir jou gedomineer het, sê niks. O, wie hoor, ek maak jou vanmôre los, ek maak jou vanmôre vry, en ek gee vir jou inspraak, ek raak jou lippe aan, o rabarabanda, ek raak jou lippe aan, met ander woorde, jy gaan spreek, wat ek jou nou sê, wat ek jou nou bevrug, wat ek jou nou vir jou gaan gee, en nou los hy my nadertjie, kom hy weer, en hy sê, wat sien jy? Nou dat jy los is van die verlede.
O, ag, is net 'n manifestasie van nederigheid. Verlede, jy breek nou. Verlede, ek haal jou gedagte wortel en tak nou uit. Verlede, ek maak nou 'n toekoms los. 'n Toekoms in en deur Jafashua. Satan, jy's die verlede. Jafashua is die toekoms. Haat word nou gebreek. Toos word nou stikkend geruk. Tweedrag breek nou. Dit breek nou. Dit breek nou. En die liefde van eensgesindheid het al neer op 'n heilige en op 'n bonatuurlike wyse. Halleluja! Die volgende oomblik sê hy, ek sien 'n amandeltak. Die vyand het my geknip. Gesê is nie lewe nie. Maar vandat u my aangeraak het, is ek 'n bloeisel. Hoor nou, uit hierdie verlede druk 'n bloeisel. O, mag ek toegelaat word om in hierdie realm nou in te gaan. Vanuit my verlede, van teleurstelling, kry ek nou 'n bloeisel. Om te sê, ek vergewe jou. Ek spreek jou los. Ek spreek jou vry. Kry ek nou 'n bloeisel wat sê, ek vergeet wat agter is. En nou begin ek my uitstrek na wat voor my is. O, is die iemand wat hoor? En terwyl hy bely, en terwyl hy losmaak, sy pa, sy ma, sy tradisies, alles losmaak, antwoord hy. En terwyl hy antwoord, sê Jaffa, o, jy kyk reg, jy sien reg, jy tree reg op. O, gee my lofoffer, gee my as iemand in hierdie plek wat dankbaar is, hy breek vanmôre my verlede, hy breek vanmôre my verlede. En hy maak alles niet. En Jaffa voel, ek gaan net vir 'n tweede maal jou gees toets. Hy vra vir 'n tweede maal, wat sien jy? En hierdie tweede maal, luister mooi wat doen Jeremia. Hy het die eerste maal gesê, wat sien hy in homself? Maar die tweede maal toe sê hy, wat u wil hê moet vir u doen. Jy moet jou eers vanmôre kan herken, voor God jou kan toelaat, om vir hom sy ding te doen. Toe sê hy, ek sien die noorde probleem, en toe gee God om die hele openbaring. Dis my roeping vir jou. O, dis my plan vir jou. En nou kan julle almal kom en vanmôre vir my sê, maar pastoor, dit is Jeremia, en dit was vir hom gegee, en dit is die Ou Testamente, en dit is nou nie vir ons nie. Nee, hoor baie mooi wat sê hy nou in hierdie skrifgie nie almal. Kan hom ook uit my kop uit kwoteer, maar ek wil hom lees om nie 'n fout te maak nie. Hy sê, geseënd is die Jaffa Vader van ons Jafashua, wat ons geseën het. Met alle geestelike seëninge in die hemele. Met Jafashua, wie kom dit nou? Soos hy Jaffa ons en ons in hom Jafashua uitverkies het, hoor hy, voor die grondlegging. Voor die grondlegging van hierdie wêreld, hoor nou mooi, omheilig. Wat beteken hierdie omheilig? Dit beteken, ek ruk jou vanmôre uit jou verlede uit. Ek ruk jou vanmôre uit jou seere uit.
Ek raak jou uit al jou teleurstellings uit, want ek wil jou eenkant heilig hê. Jy moet net hoor wat sê ek, jy moet net hoor wat gee ek, jy moet net, wie hoor, jy moet net hoor wat maak ek met jou heilig, en dan sê, en sonder 'n gebrek. Met ander woorde, ek wil jou nie net red nie, ek wil nie net hê jy moet amen en halleluja skree nie, ek wil jou salf, ek wil jou bekwaam maak, ek wil vir jou gee, wie kan hoor, 'n mate wat in is, 'n mate ingeskik, 'n mate ingedruk, en 'n mate wat oorloop, as jy iemand in hierdie plek, wat vanmôre sê, ek hoor hy roep my, is hier iemand wat kan sê, ek wil oorgee, ek wil nie my lewe doen nie, ek wil nie my wil doen nie, maar die wil van Jahwe, die wil van my Vader, en hom, alleen, halleluja. Gaan dis nie, dat Jeremia net gehoor het nie, geweet het nie, hy het het gevat, hy het het geglo, en hy het dit sy eie gemaak. En terwyl hy nou staan, jy weet, hy breek jou verlede. En hy sê, dis vir jou groot krisis die verlede. Hy maak het skoon. En ek spreek vanmôre oor jou, jy is 'n vars, nuwe geboorte, deur sy woord. En hy sê vanmôre, ek het jou liefde en jou begeerte gesien. En ek gaan my nader aan jou. En ek gaan jou raad aangaande, my raad vir jou, my leiding vir jou. En jy sal nie langer die stert wees nie, maar ek maak jou die kop. Ek tel jou hoër op as wat jy ooit gedink het. Ek gaan of sou jou optel. My genade, my liefde is genoeg vir jou. As ek dit vir jou mag sê, al jou sere, het nog nooit met iemand gepraat nie. Jy steek het weg. Maar dat jou baie besluite laat neem. Ek gaan goed so doen. Jy word in baie gevalle gesalieer. Pragtig. Want jy kon soveel verkeerd besluit het. Maar jy het dit gedra. En jy het dit probeer hanteer. En God sê vanmôre, omdat jy vrede wou probeer bewaar het, maak hy van vandag af sy vrede in jou los. Dan gaan jy nou 'n vrede ervaar wat jy nog nooit geervaar het. En sekere goed in die geestelike gaan vir jou oop, wat jy nog nooit gedink het vir jou ook, sal oopgaan. En laat dit so wees. Halleluja. 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 Daar's tags aan jou gesit. Tags. Bad tags. Sy liefde ruk het af vanmôre. Al die tags word nou verwyder. Al die tags vlug nou. En sy wil kom nou in jou. Hy het jou ywer gesien, hy het jou liefde, hy het jou begeerte gesien. En vanmôre sê hy vir jou, weg is jou verlede met die tags weg. Hy gee vir jou 'n nuwe naam. En hy laat vanaf net sy naam oor jou toe. En geen ander naam, maar sy naam, oorwinning, heerlikheid, guns en vrede. O, halleluja. Aan hom die lof, aan hom die ere. Dubbele seën vir julle twee. Verlede is totaal gone, totaal vry. En hy wat durf 'n verlede uithaal, sal met 'n vloek geslaan word. So beskerm, so bewaar God julle vir die toekoms. O, wie wil hom 'n lofoffer gee?
Wie wil hom net 'n prysoffer gee? Halleluja. Ag, en as ek my nie self mag beperk nie, en u weet, ek doen nie hierdie goed sommer nie. Dit vat eintlik groot vrymoedigheid, maar hy weet wat het ek met hom gepraat vanmôre, en ek gaan dit net toelaat geel. As bad besluite. Jy het so berou, so spyt. En maak jou los vanmôre. Hy sê ek geen wrok teen jou. En daai seer haal hy jou uit. En geen wrok teen nie, maar guns en seer. En spreek jou vanmôre los. Spreek jou vanmôre vry. It is over. It is all over. Kabaraba Saramando. Waar is die pa? Die pa was hier vanmôre, nee. O, daar sit die pa. Ja, u. Kyk jy nou net van sê, ja, u. Moenie stres nie. Moenie stres nie. Al die seere word verwyder. Want dit het soveel van warm by jou gebring. Vrees ek jou laat wonder. En jou vrees ek laat twyfel, kan dit die waarheid wees. Maar vanmôre het hy gesê, hy sien jou hart. En omdat hy jou mooi hart gesien het, maak hy jou los vanmôre. En maak hy jou vry daarvan vanmôre. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, die onsienlike en die alleen wyse God, kom toe die lof, die ere, die heerlikheid tot in alle ewigheid. David, gaan nou iets vreesliks uitdruk. Jy word vrygespreek, because you did not know. You done wrong decisions. Wat hy sê, jy nie geweet. Dan maak hy jou los. Ach, halleluja. Is dit nie wonderbaar? Wonderbaar. Ach, wie wil uit sy hart uit om net begin loof en prys? Uit sy hart uit net vrede gee, blydskap gee, dankbaarheid gee, guns aan hom, heiligheid aan hom, ewige gedig, ewige getrou, aan hom en aan hom alleen. Ek strek nou my hande uit oor u almal. Elkeen se verlede gebreek nou, gevernietig nou, het 'n berou oor verkeerde besluite. Hy vergewe jou, hy spreek jou vry. En vanmôre sê hy vir elkeen van julle, dis nie wat daai besluit of van Here mee sê nie, dis wat hy as God oor julle sê, wat tel en wat saak maak. En dit wat God vanmôre vir julle sê, is 'n lewe, en 'n lewe van oorvloed, en 'n lewe van oorwinning, heilige guns en heilige seën, en op grond daarvan spreek ek nou sy roeping oor julle los, sy bediening oor julle los, sy vrede oor julle los, sy guns oor julle los, en dan roep ek uit met my hele hart, laat dit so wees. Wat 'n voorreg om nou na sy tafel toe te gaan met 'n blymoedige hart, 'n dankbare hart. So vanmôre gaan jy en jy gaan eet en jy gaan drink. Ek is so bly wat u vir my gedoen het, wat u vir my gegee het. Ek verseël dit met hierdie manifestasie, dat ek eet, dat ek dink, ek verseël dit, so sal dit wees. Prys hom. Halleluja, halleluja. Kan ek elkeen vra wat hier moet staan? En mag ek vanmôre vrymoedigheid vra vir u vanmôre om u hande op te steek?
En wil u net by uself net vir Jaffa sê dankie. Wil jy hom net loof en sê dankie dat hy sy wil aan ons bekend maak. En dat hy in elkeen van ons so belangstel. Dat u op sy radar is, as ek dit hierdie mag uitdruk, en sê, u is op sy radar. Hy ken jou hart, hy ken jou gedagtes, want dit is sy vaderhart, wat vanmôre hierdie woord vanmôre kom preek het. En mag elkeen van u wat vanmôre oorwinning gevat het, ek wil hierdie woord oor u uitspreek, ek wil bid vanmôre dat hierdie woord kragtig oor u gees, siel en liggaam vanmôre vaardig sal raak. Hoor wat sê Openbaring 3 vers 12. Hy sê, wie oorwin? Ek, Jaffa, sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan. Mag jy vanmôre nooit weer en dit wees waar jy was nie. Want jy vanmôre sal uitstap in die oorwinning, en die bonatuurlike oorwinning. Hy sê daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom, op haar en hom, wat vanmôre oorwin, wat vanmôre die oorwinning gevat het. Ek wil met vrymoedigheid hierdie volgende ding sê. Ek sit hierdie week daar in die verte, en eendag toe lees ek hierdie skrif, dis net direk na die eskatologie aangebied het, en ek lees hierdie skrif. En ek raak so bewus van hierdie van die naam van Jaffa wat oor my uitgeroep is. Ek wil vir julle vanmôre hoor wat ek vir julle vanmôre wil sê. Ek sê net daar en dan vir myself, jy's nie meer Pietersen nie. Ek is nie die vang. Hierdie vang wat hulle my gegee het, is net 'n vang wat ek hier is, om my te erken dat ek nie van elke ander familie is nie. Maar vanmôre is sy naam. Vanmôre is sy naam. Vanmôre is Jaffa se naam. Hy sê, ek sal op hom en haar die naam van my God skrywe. En die naam van die stad van my God. Van die nuwe Jerusalem.